wil praat oor ons eenheid in Johannes 17. Ek wil julle eintlik ook aanmoedig om by die huis Johannes 17 mooi deeglik te gaan deurlees, soos 'n redelike lang hoofstuk, nie te lank nie. Maar dis 'n hoëpriesterlike gebed wat Jesus gebid het, kan in 3 hoofdele opgedeel word. Vers 1 tot 5 bid hy vir sy verheerliking wanneer hy sal opvaar hemel toe. En dan vers 6 tot 19 bid hy vir sy disippels dat hulle bewaar sal word en dat hulle een sal wees. En dan vers 20 tot 26 bid hy vir sy gemeente en vir sy kerk, vir die vrug op die disippels se arbeid, en dat daar eenheid en 'n eensgesindheid sal wees in sy kerk en in sy gemeente. En nou lees ons dit op die skerm daarvan af vers 20. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Hy bid nou vir sy gemeente, vir sy kerk. Dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in my en ek in U. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld U nie geken nie, tog het ek U geken, en hulle hier het erken dat U my gestuur het. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U my liefgehad het in hulle kan wees, en ek in hulle. Net tot sover. Hierdie gebed van Jesus sê dat hy wil hê ons moet een wees, almal wat die boodskap van die disippels gehoor het, almal wat dit aanvaar, hulle sal deel word van sy gemeente, wêreldwyd, en hulle sal beskou word as een familie. En ek het al baie gepraat oor die familie van die Here. Maar vir my is dit wonderlik om deel te wees van sy gemeente. Kan ek 'n amen kry? En soos Jesus en sy Vader een is, so sal ons as sy gemeente ook een wees. En nou sê Jesus eintlik, wanneer die wêreld na ons as sy gemeente kyk, en hulle sien ons eenheid raak, en hulle sien dat daar eensgesindheid onder ons is, dan sal hulle weet dat hy deur die Vader gestuur is na hierdie wêreld as verlosser en as redder. Het is belangrik dat as die wêreld na ons as gemeente kyk, dan moet hulle weet dat Jesus is deur die Vader gestuur as redder van hierdie wêreld, omdat daar 'n eenheid en 'n eensgesindheid onder ons is. Maar luister weer wat bid Jesus, hy sê, Vader, soos U in my is en ek in U, so wil ek in hulle wees, sodat hulle in ons een kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Nou hierdie eenheid waarvan hy praat, hierdie eensgesindheid in die gemeente, is net moontlik as Jesus in ons woon deur die inwoning van die Heilige Gees. Nou ek is so bly dat ons 'n gemeente is wat glo in die inwoning van die Heilige Gees.
Ons glo ook in die werkinge van die Heilige Gees. Ons glo in die doping in die Heilige Gees. Ons glo in die manifestasies van die Heilige Gees. Ons glo in die verskillende bedieninge van die Heilige Gees en ons glo in die gawes van die Heilige Gees en bo alles glo ons in die vrug van die Heilige Gees. Want die vrug is belangriker as die gawes. Want die Bybel sê alles sal verbygaan, selfs die gawes sal verbygaan, maar die vrug wat opgesom is in die liefde sal nooit verbygaan nie. So die vrug van die Heilige Gees is belangrik. Nou as ons kyk na ons dienste, is dit wonderlik wat die Heilige Gees hier doen en onder ons mense doen. Ons het vanmôre gehoor van wat die Here vir Tannie Millie gedoen het. Ons weet van wat die Here vir Tannie Riley gedoen het. En hier's baie van ons wat vanmôre kan getuig. Ons het vanmôre die Heilige Gees weer so wonderlik ervaar terwyl ons aanbid het. Ons is 'n gemeente wat glo in die Heilige Gees. En daarom is dit belangrik dat ons aanbiddingsplek weer vir 'n slag sal afsonder voor die Here en sal salf. Amen. Want die vyand besoek ons kerk. Verlede jaar het ek 'n e-pos gekry dat gemeentes moet paraat wees, want ons leef in 'n oorlogsone en Satan en sy trawante beweeg rond en hulle besoek die kerke en dan kom hulle in en hulle spreek vloeke uit en hulle probeer die eenheid onder ons verbreek. Nou, verlede jaar, ek het julle al vertel, terwyl ek gepreek het, wys die Here vir my, hier sit 'n vrou, en sy probeer my bind, laat ek nie moet preek nie. En toe loop ek so, en toe bestraf ek die vrou, en toe gaan ek maar aan, en na so rukkie toe sien ek, daar staan sy op en sy loop uit. Want die duiwel en die mag van duisternis in al die goed is 'n werklikheid. Ons lewe nie in 'n sprokieswêreld nie. Nou hoor ek terug het dit ook gebeur. Terwyl ek hier voor staan en praat, sien ek daar kom iemand in, hulle sit daar heel agter. Na rukkie staan hulle op en hulle loop weer uit. So wie is hierdie mense wat ons kerk sommer besoek en dan gaan hulle weer. Ander keer het ek gesien terwyl ek praat, loer iemand daarin. Hulle staan 'n rukkie daar by die deur, en dan verdwyn hulle weer. So ek noem hierdie dinge vir julle. Dit is vir my belangrik. Ons moet paraat wees, veral in hierdie laaste tye. Die sataniste besoek die kerke en hulle probeer ons tot 'n val bring. Maar ons weet as ons saam staan as 'n eenheid, as ons saam bid, hulle kan nie lank hier bly nie, dan hardloop hulle ster tussen die bene. Gee pad hulle. Voor ek hierheen toe gekom het, het ek daar in Bulawayo gaan preek in Zimbabwe. Ek moes 5 dienste daar preek. En by een van die dienste, in die 3de ry van vooraf, val 'n vrou op die grond neer en sy skree en Shona, hulle praat Shona daar. En ek vra vir die pastoor, wat skree sy? Sy skree dat ek moet stil bly. Ek moet stil bly. Sy skree heeltyd, ek moet stil bly, ek moet stil bly. En ek vra vir hom, hoekom, wat sê sy? Sy sê nee, want die woorde brand haar. Die woorde brand haar. En dis miskien hoekom hulle nie lank kan sit nie, want dit raak te warm hier binne. En dan gee pad hulle. Ster tussen die bene. Maar hierdie dinge is 'n werklikheid. En vanoggend gaan ons aanbiddingsplekke bietjie salf afsonder. Ek dink is belangrik, want die salwing, die olie is 'n simbool van die Here se teenwoordigheid.
En daarom gaan ons dit doen. Nou, ek wil hê julle moet mooi luister, die gemeente kan nie bestaan. Daar's 3 dinge waarsonder 'n gemeente nie kan bestaan nie. Eerstens kan ons nie bestaan sonder die liefde van God nie. Want dis sy liefde wat hy in ons harte uitgestort het, wat ons saambind, wat ons een maak. Dieselfde liefde in my hart is in Johan se hart. Dit maak ons een. Tweedens, ons kan nie bestaan sonder die inwoning en die werkinge van die Heilige Gees nie. Want dis die Heilige Gees wat by die gemeente voeg. En derdens, kan ons nie bestaan as daar nie eenheid is nie. En die duiwel sal alles in sy vermoë doen om die eenheid te vernietig. En die Here het vir my gesê, as ons sy krag meer wil sien, as ons sy krag in 'n groter mate wil sien, moet daar 'n groter eenheid en 'n groter eensgesindheid onder ons wees. En dit was vir my so wonderlik, die eenheid wat ek ervaar het gister by ons leiers. Is baie belangrik. In 'n vorige gemeente. Ek skinder nou nie, maar oneenigheid is 'n lelike ding. Dis hoekom ek sê, ons hou nie vergaderings nie. Ons kom by mekaar. Is 'n byeenkoms. Want by vergaderings wil hulle beklei. So ons noem dit nie eers vergaderings nie, ons noem dit byeenkomste. Span bou. Ons bou span en ons bou aan ons verhouding. Die een man gooi die ander man met sy leer, met die vergadering. En 'n ander broer spring op en hy skree, ek sla 3 van jou ribbes af met 1 hou. Het gaan rof by kerkvergaderings. Maar ons gaan nie vergaderings hou nie. Dit gaan vir my oor 'n nuwe dag van kerk wees. 'n nuwe manier van dinge doen, 'n nuwe manier van dink. So ons praat nie van kerkraad nie, ons praat van ons leierspan. Ons praat nie van Sondagskool nie, want kinders hou nie van skool nie, en ons praat ook nie van kinderkerkie, want hulle hou ook nie van kerk nie. So dis kinderbediening, of Bethesda Kids. Dis ook nie kollekte nie, dis 'n liefdesoffer of saad wat ons gee. Nou as ons die klank geskuif het, dan gaan hierdie alles weg wees. Dan kan ons 'n paar stoele hier sit. Dan kan die ouderlinge en die diakens daar sit. Maar nou moet die gemeente stem vir wit hemde met swart dasse of swart hemde met wit dasse. En dan kom hulle so ry ingestap soos pikkewyne. Nee. Here, bewaar my van dit. Maar nee, ons moet net onsself wees en die Here se teenwoordigheid geniet. En een familie wees, mekaar geniet, lief wees vir mekaar. Dis waaroor dit gaan. Een gemeente, eenheid. Nou, dit beteken nie ons moet dat daar nie verskille kan wees nie. Want ons is niemand is dieselfde nie, ons mag verskil, maar ons moet 'n eenheid wees. Ons moet by mekaar staan, ons moet lief wees vir mekaar. Mariska het gister iets gesê van kwaad praat en goed praat. Wat was dit, Mariska? O ja, ons moet kwaad praat, met goed praat, dood praat. Is dit nie mooi nie? Ons moet kwaad praat, met goed praat, dood praat. So ons moet hierdie eenheid wat hy is, moet ons bewaar, koester, oppas, beskerm. Want as 'n gemeente, as ons 'n eenheid is,
dan sal ons die berge verskuif, omstandighede sal verander, en die vyand sal op die vlug slaan. Amen. Nou Filippense 2 vers 2 sê, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. En 2 Korintiërs 13 vers 11 sê verder, my broeders, wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eensgesind, hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees. So ek sê weer, dis wat die duiwel nie wil hê nie. Dit is sy strategie. En ons is bekend met sy planne, dat hy die eenheid onder ons wil verbreek. Dis hoekom hy nou en dan nie inloer, maar dis te warm hier binne vir hom. So kom ons koester ons eenheid, want as daar nie eenheid is nie, as daar oneenigheid is daar nie liefde nie, daar is nie vrede nie, daar is nie openbarings nie, daar is nie salwing nie, maar die eenheid in die gemeente, dan vorm ons 'n geheel, daar is harmonie, daar is vrede, daar is liefde, ons gee om vir mekaar, eenheid van geloof. En dan sê hy in Filippense 1 vers 27, ons moet in volkome eensgesindheid standvastig saam stry vir die geloof in die evangelie. So ons grootste krag as gemeente lê in ons eenheid. Dit was nog nooit God se wil dat ons as sy kinders as swakkelinge moet leef nie. Het was nog nooit sy wil dat ons as verleerders moet leef nie, dat ons 'n gebrek aan oorwinning moet ly nie, want ek en jy, ons is kinders van God, ons is nie die duiwel se vloerlap nie. So hy wil nie hê, jy moet 'n swakkeling en 'n verloorder wees nie. Maar God se wil vir sy kinders, vir sy gemeente, is dat ons in besit sal wees van die ware oorwinningslewe, dat ons die boetoon sal voer, want ons is eintlik die mense op aarde wat moet regeer oor die mag van duisternis. Ons sien partykeer vergeet ons om met geestelike oë te kyk en te sien dat Jesus saam met ons in hierdie kerk is, soos wat hy vanmôre ook hier is. Want hy sê, waar 2 of 3 in my naam by mekaar kom, daar is ek in hulle midde, en dan gee hy aan ons hierdie geweldige autoriteit. Daarom is ons as kinders van die mense op aarde wat moet heers oor die mag van duisternis, want in sy naam is ons oorwinnaars en meer as oorwinnaars. So ek hou myself nou in. En dan in Openbaring 1 vers 18 sê hy, kyk, ek leef tot in ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. En dan gee hy hierdie sleutels aan ons en hy sê, wat julle oopsluit sal oopgesluit wees en wat julle toesluit sal toegesluit wees. En die ou vertaling sê, wat julle bind sal gebind wees en wat julle ontbind sal ontbonde wees. So hy gee aan ons die autoriteit en die gesag om hierdie grondgebied in besit te neem. Dit het lankal tyd geword om die gesag op te neem wat die Here vir ons gegee het. Dat ons die woord van autoriteit sal spreek, sodat dinge sal gebeur en dinge tot stand sal kom in die geesteswêreld. Amen. Ek glo ook lank genoeg het te veel kinders van die Here in 'n hoekie gesit en bewe. Dis nie God se wil vir jou lewe nie. En God sê, dis tyd dat ons die gesag sal opneem en die autoriteit
oor elke aanslag, oor elke stryd, oor elke storm, sodat ons as sy kinders en as gemeente die boetoon sal voer en in die gesag sal opereer wat hy vir ons gegee het. Dit is godsdiens op sy hoogste vlak, as jy die gesag opneem wat die Here vir jou gegee het. Dis die roeping waartoe God ons geroep het, want 1 Johannes 4 vers 4 sê, hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Het aan die ander hom neergeskryf. Nou ons weet ook, God is besig om sy bruid voor te berei, om sy kerk voor te berei, om sy kerk te herstel, want as Jesus kom, dan kom hy vir 'n oorwinnende kerk. Hy kom nie terug vir 'n lamlendige, kragtelose kerk nie, maar vir 'n oorwinnende kerk, wat die woord van gesag en autoriteit kan spreek. En nou sê Jesus in Matteus 18 vers 19, baie belangrik, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak, wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Met ander woorde, dit sal so wees. En ons moet vanmôre saamstem. En alles wat julle op die aarde bind, sal gebind wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal ontbonde wees. En ek sê weer baie keer, dan sê ons, Here, bind hierdie ding, en dan gebeur daar niks nie, want die Here sê, nee, gaan jy en bind jy daai ding, want wat jy bind sal gebind wees, en wat jy ontbind sal ontbonde wees. So kry net iemand om vandag saam met jou te stem. Want Deuteronomium 32 vers 30 sê, 1 sal 1000 op die vlug jaag, maar 2 sal 10.000 op die vlug jaag. En al wat ons vandag moet doen is kry iemand om saam met jou te stem en julle jaag 10.000 op die vlug. En as jy vanmôre eenheid is en ons as gemeente stem saam, hoeveel duisende gaan ons nie dan op die vlug jaag nie? As ons net kan kom in die eenheid wat die Here vir ons bedoel het, sal ons in oorwinning uitbeweeg soos nog nooit van tevore nie. Nou in die nag, as ek mos nie kan slaap het, dan as ek nie bid nie of met die Here praat nie, dan kyk ek CNN of BBC. Toe wys hulle daarvan die laserstraal in Amerika. Het was baie interessant om dit te sien. Die toetse wat hulle doen, navorsing, hoe hulle die laserstraal al gebruik om baie delikate operasies te doen. Maar hulle is ook besig om te eksperimenteer met die laserstraal om oorlog mee te voer. Want wanneer hierdie laser, hulle noem dit 'n laserprojektiel, op sy teiken gerig word, byvoorbeeld 'n oorlogskip, en hy tref daai skip, dan sal hy heeltemal disintegreer. En die geheim van hierdie laserstraalprojektiel sê hulle is, dit is ligstrale wat saam geprojekteer word. En in hierdie proses, wanneer hierdie ligstrale saam geprojekteer word, dis wat hom so kragtig maak. In daai proses projekteer dit nog ligstrale en nog ligstrale saam. En so kan hierdie laser geweldige vernietigingswerk doen. Nou as dit waar is van hierdie laserstraal, dan herinner ek julle vanmôre aan, God het gesê, laat daar lig wees. En Jesus het gesê, julle is die lig van die wêreld. En as ons die lig van die wêreld is, en as ons in een rigting kan saam beweeg, en as daar eenheid onder ons is, sal die mag van duisternis geen stand hou nie. En as ons as gemeente vanmôre saam stem,
Nie net 1 of 2 nie, maar as ons saamstem, hoeveel honderde duisende sal ons nie vanmôre op die vlug jaag nie. Want daar is 'n aanslag teen die kerke. En dit is belangrik dat ons sal saam staan in geloof en in eenheid. Amen. Toe Jesus vir sy disippels gebid het hier in Johannes 17, toe bid hy dat hulle volkome een sal wees. Hy sê, soos wat daar 'n eenheid is tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En so wil die Here hê dat ons ook volkome een sal wees. In 1 Korintiërs 1 vers 10 sê hy, ek vermaan julle, ek doen 'n beroep op julle in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eensstemmig te wees, eensgesind, en dat daar geen skeuring onder julle moet wees nie, geen verdeeldheid nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. In Efesiërs 4 vers 3, ek het daaroor gepraat gister by die leierspan, lê julle daarop toe, om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te leef. So hierdie eenheid is nie sommer net 'n wêreldse eenheid nie, dit is 'n eenheid wat deur die Heilige Gees onder ons gesmee is. Ons gaan nou in groepe deel, maar die boodskap sê, die Heilige Gees het van ons een hegte span vir God gemaak. Hierdie een wees en saam wees moet ons tot elke prys bewaar. Ons moenie toelaat dat enige iets tussen ons kom wat die goeie verhouding tussen ons bederf nie. En ek dink ons besef nie hoe belangrik eenheid is, want dit is wat die Here, dis sy wil vir sy gemeente en vir sy kerk, want hy kom terug vir 'n oorwinnende kerk. En as ons nou voor die Here staan, dan staan ons met die wete dat hy is ook hier, en hy is saam met ons. Jesus is saam met ons. En ons staan ook en ons weet dat as ons saamstem en ons noem dit vir ons Vader in die hemel, dan sal dit so wees. Dis sy belofte aan ons. En ons weet ook dat wat ons bind sal gebind wees, en wat ons toesluit sal toegesluit wees, en wat ons ontbind sal ontbonde wees, en wat ons oopsluit sal oopgesluit wees. So ons gaan 6 groepies maak. Ek gaan vir elke leier van die groep 'n bottel olie gee. En as julle die klaar gesalf het, maak 'n kringetjie, vat hande sonder hierdie aanbiddingsplek in hierdie grondgebied af. Bid vir ons gemeente. Neem vrymoedigheid om in jou groepie 'n gebed te doen vir ons gemeente. As ons klaar is, kom ons almal in die saal bymekaar. En ons maak daar een groot kring en ons vat hande. En dan sluit ons af en daar's lekker koeldrank in die saal, dan kuier ons 'n bietjie saam. Ek wil julle aanmoedig om altyd vir die gemeente te bid, om altyd vir my te bid. Ons het gister ook gepraat oor ons gebed. Ons gaan nou binnekort 'n bietjie daar by die rivier bid. Johan weet van 'n plekkie. Dis seker waar hy gevry het toe hy nog op skool was. Ek weet nie, maar is belangrik dat ons lekker saam bid. En enige iemand is welkom om 'n bietjie vroeër kerk toe te kom, om hier rond te stap en net te bid, om die gebou te stap en net te bid. Dit maak al die verskil. Want ons bind die werke van Satan, ons maak die krag van die Here los, ons spreek oorwinning uit, ons sluit toe die dinge wat nie van God is nie, en ons maak los die genade van die Here,
En ons spreek oorwinning uit en ons met die autoriteit en die gesag wat hy vir ons gegee het. En ons neem dit op en ons verklaar sy koninkryk in hierdie plek. Stem julle saam? Dankie julle so. Andre